you could only hear His voice, you would hear the Lord rejoice, rejoicing over you with singing. Goeiedag Kruiskyk kykers, familie en vriende by die huis. Baie welkom by jou program The Heart of God met my Wian Hearn en saam met my in die ateljee is Pastor Reggie Boysen. Hallo Wian. Groet ons kykers by die huis, Reggie. Goeienaand en baie welkom. Sal ek maar nou sê hier by Kruiskyk TV, wat 'n groot eer en 'n voorreg vir my is om hier te wees. Ek vertrou dat wat ook al vandag ons oor gaan praat, 'n seëning sal wees vir die kykers by die huis. En dit gaan nie oor een van ons nie, dit gaan net oor die Here. Amen. Amen. Ek stem volkome saam. Pastor Reggie, Yes sir. wil jy vir ons hier open met 'n gebed nie asseblief? Amen. Vra die Here se seën op hierdie program. Kom ons sluit net ons oë en ons buig ons hoofde vir die van u wie ingeskakel is. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie dag wat u moontlik gemaak het. Dankie. We believe that we are here because of your grace and your grace alone. Here, dankie vir die genade onbeskryflik groot. Die lied sê, as dit nie vir die Here was, die waar sou ons gewees het. En dis hoekom vandag ons al vir u al die lof, die prys, die eer, as ook die aanbidding gee, want u alleen kom dit toe, liewe Vader. Ons bid dan nou vir 'n seëning van die Heilige Gees oor hierdie program. Ons bid dat alles wat ons gaan spreek van u mond en van u oor afkom. Ons wil niks uitlaat wat nie van u afkom nie, Hemelse Vader, so. Ek bid nou dat u ons lippe en ons tonge sal salf in die magtige naam van die Here. Selfs vir die kykers wat by die huis is, dat hy ook deur middel van hierdie medium hulle sal aanraak en ook bemoedig in Jesus magtige naam. Kom en wees dan nou verheerlik in die naam van Jesus. Amen. 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 Dankie vir daardie gebed. Groot plesier. Pastor Reggie. Yes sir. Ek weet, jy wonder seker wie is Pastor Reggie? En ek ken hom ook as Dr. Reggie Boysen. En vertel vir ons kykers, wie is jy, Pastor Reggie? Ja, Wian, dit is 'n baie breë vraag. Wie is ek? As jy kyk na my status op al my sosiale platforms, dan sê ek daar, ek is 'n gunsgenoot van die Here. Amen. And that's why how I live. I believe that God has favored me for a time such as this. It's not where you come from. It's not your qualifications. It's not about your education, but it's about what God has imprinted and implanted in you. So ek is 'n pa van 2 kinders en ek is ook 'n oupa van 'n 7-jarige en ek is getroud en ek is lief vir die Here en ek love om ministry te doen because that's the heartbeat of God and I love people. I really love people. Ek kom ook uit die musiekbedryf, vele jare musiek gedoen, maar en ek glo dat dit was net basis die grondlegging of die stepping stone vir waar die Here my nou geplaas het. Amen. So I love to worship God through music and song as well. I wrote many songs and now I'm in broadcasting. Ek is ook 'n radioomroeper by Radio Disa. Saam met Wian Hearn. En dis vir my 'n groot voorreg. Ek sê altyd vir die Here, dankie vir die geleentheid, die platform wat hy vir ons gee, Wian, om met duisende luisteraars te praat. Ons sien hulle nie miskien nie, maar ons weet dat hulle die gees van die Here ervaar daar waar hulle is. So in a nutshell, that's me, that's who I am. That's you. En ek is seker daarvan, jy gaan vir ons so 1 of 2 versies sing. Ons kykers by die huis, dat hulle jou stem kan hoor en weet wie jy is. Maar jy is 'n gunsgenoot en 'n dienaar van die Here. Dit is hoe ek myself vir Pastor Reggie geleer ken het. En hy het vir my genooi na 'n Pinksterdiens toe op Skaapkraal. Maar mens het ons nie gejuig nie. Ek onthou dit nog soos daglig. En weet jy wat? In daardie dag toe roep Pastor Reggie vir my uit en hy sê vir my, gaan op en open vir ons met 'n gebed. En weet jy, dit was die beginstadium nog met my geloofsreis met die Here. En ek het net die Here vertrou. Baie kere dan moet jy net opdaag. En jy moet net bereidwillig wees vir die Here. En hy sal self
die res doen deur en in jou. Exactly. Hy gebruik jou met wat jy het in jou hand. Ja, presies. En Pastor Reggie, ag wat 'n getuienis van wie hy is en dit is hoe ek jou leer ken het, nederige persoonlikheid en lief vir die werk van die Here. Jy het dit gehoor. Amen. En ek wil net jy moet vir ons bietjie vertel as jy nou kan terugdink in jou dae hoe die Here jou gebring het op die pad waarop jy vandag is. Ja. Hoe het die Here op jou pad gekom en dan ook hoe ervaar jy die Here se teenwoordigheid in hierdie uitdagende dae en tye waarin ons almal ons self bevind. Ja. Baie wat ingeskakel is op hierdie oomblik ondervind meer lewensuitbranding op verskillende areas van hulle lewe. Dit is bejaardes wat baie alleen is, wat daar sit en wat se kinders dalk oor see is en selfs jong mense wat die druk van die lewe voel. Maar ek weet deur dit gaan selfs daardie persoon of persone bemoedig word deur wat jy met ons gaan deel. Ek ervaar dit net in my gees. So hoe het die Here op jou pad gekom en hoe ervaar jy die lewe, Here se teenwoordigheid in die dae waarin ons leef? Jy weet, Wian, ek op my pad hier na die ateljee toe, dink ek spesifiek aan hierdie vraag. Want die area waar ons nou in is so deel van my. Ja. Omdat ek baie jare gelede gebore was in die Hottentots Holland Hospitaal. En hier was 'n area gewees, dit was 'n informal settlement hier langs aan Pinksterpark. Ja. Het is nou nie meer daar nie, as jy daar verby ry, is net 'n beboste area. Hulle het dit genoem Waterkloof. En toe ek gebore was, het my ouers daar gewoon. So ek ken van waterdra, ek ken van lampolie, ek ken hierdie tipe van goed. En ek sê altyd is hy waar jy begin nie, maar die Here vat jou deur 'n proses. En ek dink in daardie tyd terwyl ek daar so ons het nie lank daar gebly nie, dit was vir 'n paar jaar, maar ek dink dat die Here het my begine brei om nederig te wees. En in die pad waar langs die Here my gebring het. My ouers het toe ek my verstand kom kry, het my ouers die Here gedien. Reg? En ons was geleer om ons kan nie by die huis bly, bid ure, dinsdags aan en ons moet saam gaan. As daar donderdag aan die huisdiens was, as kinders, moes ons saam gaan. Sondag was nie, daar was geen opsie vir jou om te sê, nee, ek wil nie kerk toe gaan nie. En soos dit moes maar nou altyd noem, ek het groot geword onder die banke van die kerk, maar dit het my nog steeds nie 'n kind van die Here gemaak nie. Ek dink dat wanneer jy jou lewe oorgee aan die Here, begin jy 'n verhouding met die Here en dit is belangrik. We all can say that we are children of God. Ons almal kan sê ons is gunsgenote van die Here. Maar as jy nie 'n verhouding het met die Here nie, dan baat dit jou eintlik niks. I gotta have a relationship with you in order to know you. I gotta have a relationship. Otherwise, you just an acquaintance to me. Iemand wat ek net van weet of iemand wat ek net van gehoor het. So op 'n jong ouderdom, op die ouderdom van 12, toe ek 12 jaar oud was, en my ma vir my die oggend gelukwens op my 12-jarige verjaarsdag, vra sy my hierdie vraag: wil jy nie die Here Jesus aanneem of vriendskap sluit met die Here nie? En weet jy, I was so under conviction, omdat ek geweet het dat ek weet van die Here, maar ek het nie verhouding met die Here nie. En my antwoord op daardie stadium was vir my ma: ja mami, ek wil die Here aanneem. En op 12-jarige ouderdom aanvaar ek die Here as my saligmaker, my verlosser. My verhouding begin toe eintlik op 12 jaar oud met die Here. Maar ons gaan toe deur 'n tyd wat ek nou 'n jong man begin kom, 16, 17, 18 jaar oud. And when you go through life, you are faced with so many challenges in life, even as a young person. And there's many voices out there. En vandag wil ek iemand bemoedig, maak jou ore toe vir die
ander stemme daar buite. Yes. Maar open jou ore, open jou gemoed vir die stem van die Here. En soos ek as 'n jong persoon aangegaan het, het ek begin te dink, nee man, as my vriende praat dan almal op 'n maandagooggend hoe lekker was dit in die klub gewees, hoe lekker het hulle geniet en parties en al hierdie tipe goed, en ek moet net kerk gaan, you know, and I tapped into that where I wanted to experience the pleasures of the world. Lo and behold, that was not my destiny. Wanneer God 'n plan met jou lewe het, dan moet jy weet dat hy jou nooit sal los nie. You can try and run, you can try and hide, but God will find you. Because His grace is sufficient for you. His grace is always over you. Yes. So the grace of God will protect you. It will preserve you. En op 'n jeugdige ouderdom moes ek toe besef het, nee, maar hierdie lewenswyse wat ek nou lewe, is nie van God af nie. Yes. En ek het 'n lied geskryf 'n paar jaar gelede, God roep na jou. Op daai stadium hoor ek die stem van die Here duidelik in my jong lewe, dat ek moet terugkom na die Here toe, man. Dat hierdie plesier van die wêreld is maar net vir 'n kort tydjie, maar die liefde van die Here is oneindig. En ek het toe weer my hart vir die Here gegee, of ek het toe weer teruggekom na die Here toe. En op daai stadium van my lewe het ek 'n besluit gemaak. Dis of die Here of is niks. En omdat, soos ek sê, ek in 'n Christelike huis groot geword het, was ek baie Christelike waardes geleer. Altyd onder die klank van die woord van die Here gesit, geleer deur my ouers, wat om te maak op die pad van die Here. En dit is hoe dat die Here my voorberei het vir waar ek nou is in ministry. En baie keer dink ons die feit dat ons maar nou net kerk toe gaan, is maar net so, by the way, ag wat ek moet maar kerk toe gaan. Maar terwyl jy in die kerk is, of terwyl jy op die pad van die Here is, dan berei die Here jou voor vir 'n groter taak in jou lewe. En spesiaal wanneer die guns van die Here en die salwing van die Here op jou rus, dan sal die Here jou nooit los nie. En ek sê vir His word says that I will never leave you and I will never forsake you. I will be with you forever. So waar jy gaan, is die gees van die Here altyd saam met jou. Whether you go to a nightclub, the Spirit of God is with you. Whether you go to church, the Spirit of God is with you. And the difference between the two is the conviction. The spirit of conviction, where God will convict you, maar dit wat jy nou doen is verkeerd. Dit wat jy nou doen is nie reg nie. En ek sê altyd dat ek dank God dat hy God is en dat die mens nie God is nie. Want by God is daar genade oor en oor en oor. Die mens sal jou vernietig, die mens sal jou in die rug steek, die mens sal kwaad praat van jou, maar dan kom God met sy onveranderlike liefde en hy kom maak jou toe en hy sê vir jou, my kind, hier is ek, kom terug na my toe. Ek is die een wie jou liefde wil bewys. Ek is die een wie jou vrede wil bewys. Maar grootens al, my genade is vir jou meer as genoeg. En 'n volgende vraagie wat jy my gevra het, hoe hanteer 'n mens die druk van die lewe? Hoe hanteer jy die druk op die oomblik? Sê, jy is in hierdie lewe, en in hierdie lewe ervaar jy baie moeilike omstandighede van tyd tot tyd. Almal van ons voel en ervaar dit. Maar dit is, hoe ervaar ons God se teenwoordigheid ten midde van baie uitdagings? Hoe ervaar jy sy teenwoordigheid ten midde van baie uitdagings wat jy dalk mag ervaar in jou lewe? None of us are immune to challenges in life. Yes. And I always say that indien jy nie deur challenges gaan nie, is daar miskien 'n situasie in jou lewe of as jy miskien nie connected tot die Here nie toe nie, because it is the challenges that really keeps you close to God, because you need to have a visitation from God when you go through challenges. Baie keer sit ons in 'n situasie en sê, Here, hoe nou, waar nou? En die probleem wat ons het in die lewe is dat ons wil hê die ding moet nou opgelos word. Maar dan kom die Here en sê die Here,
at the right time, I, the Lord, will make it happen. En baie keer wil ons hê dat 'n deur moet nou oopgaan. Ons wil baie keer hê dat 'n situasie moet nou regkom. Maar dan verstaan ons nie die Here se tyd nie. Die Here se tyd is nie ons tyd nie weer. En ek wil vir iemand vanaand bemoedig dat die Here sê dat jy moet be still and know that I am God. Wanneer die lawaai van die wêreld buite baie keer daar buite is, just be still and know that I am God. Listen, your problems, your situations, your sicknesses, your financial situations, bring it to God and leave it there. Bring it to God and leave it there. There's a song that says that God will work it out. And I firmly believe that niks in die lewe gebeur maar net met jou, omdat dit moet gebeur nie. God will never give you anything that you cannot handle. God will never give you anything that is too big for you, that will push you down and put you down, because ultimately your test will become your testimony. En ons almal het 'n testimony, want ons gaan deur toetse in die lewe. And you know what? When I wake up in the morning, I am always aware of God's presence. And I always say, Lord, you direct my path in this day. Whatever it is, whatever the enemy has meant for evil, God, I know that you will turn it around for my good. Protect me, cover me under the blood of Jesus. And yes, we go through challenges. David says that I will bless the Lord at all times. So what Amen. He says that I will bless him at all times. Simply, as het sleg gaan, I will bless him. Yes. As het goed gaan, I will bless him. Yes. As het nie goed gaan nie, I will still bless the Lord at all times. En baie keer wil ons net die Here bless wanneer dit goed gaan. Oh, the Lord is good and his mercies endureth forever. Yes. Maar wanneer dit bietjie sleg gaan, dan wil ons die Here bevraagteken. Here, maar waar is u dan nou? Here, maar hoekom gaan dinge dan nou nie vir my reg nie? Here, hoekom gaan ek nou deur hierdie stryd? Yes. Maar soos ek vroeër gesê dat jou test will become ultimately your testimony. And God won't ever give you something that you cannot handle. He's a great God, and he's always with us. He's a friend that sticketh closer than a brother. That's the word of God. That's what he says, that he's always there whenever we need him. So when we go through challenges, know that there's another scripture, Psalm 23, wat David sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, sal ek geen onheil vrees nie, want u is met my. Just to know that die skade weer van die Here is saam met my, as ek okay, as ek fine, because it covers you. It yes. covers you. When you're under the shadow of his wings, you are protected. It covers you, het maak jou toe, dit bewaar jou, dit beskerm jou. En dit is hoe dat ek die lewe aanpak elke dag. Daar was 'n stadium in my lewe where I would react yes. on stuff immediately. Yes. But God had to take that away from me. And baie situasies, baie gevegte in die lewe, baie dinge in die lewe, it's not worth the fight. Ek sê altyd, no, Lord, this is not my fight, man. I'm gonna walk away from this. Yeah. You know? So that's how I deal with challenges yes. in life. I'm glad and thank you for sharing with yes, us. Sir. And I believe that ek glo dat dit sal ook 'n luisteraar by die huis baie help om te kan weet dat God is in beheer. Yes. En ook vroeër wat jy genoem het van jou lewe en hoe jy die Here ontmoet het en hoe om hom te ken of te herken. Onthou, dit is een ding om te sê jy is 'n Christen. Maar is nog 'n ding om hom te ken, om Jesus Christus te ken en weet dat Christus wil 'n verhouding met jou hê. En om 'n verhouding met iemand te weet is om sy weë te ken. Die Bybel sê dat herhaaldelike ken my in al jou weë, dan sal ek jou baie gelyk maak. So ken die Here in jou weë. Die Here wil met jou 'n verhouding hê en weet dat hy is in beheer van jou lewe. Pastor Reggie, dit is goed om jou hier te hê vandag om ons
so 'n bietjie te vertel van wat jy doen, waarmee jy jou besig hou en wie jy is as 'n mens. Ek herken jou as 'n mens wat lief is vir die Here en ek weet nie of jy dit sal goed vind om vir ons 1 of 2 reels of 'n versie wat op jou gedagte kom met ons kykers by die huis te deel, net om vir hulle so 'n bietjie te encourage, net so 2 versies en dan gaan ek vir jou vra, dan kan ons afsluit met 'n gebed. Amen. So, Amen. Kom maar iets op. I love the scripture in Jeremiah where it speaks about the plans that the Lord has for us. Jeremiah 29 vers 11. Dit sê, want ek weet en ek verwys na God toe. Ek weet wat 'n planne ek aangaande jou koester. It is not plans to harm you, but it's plans to prosper you. And that's the plan of God for our lives. Amen. But sometimes we move out of the plan of God en ons wil ons eie dinge gaan doen, you know, en dan verongeluk ons onsself because we are not in the plans of what God wants for our lives. So my encouragement to you as you are watching this today is stay in the plan of God. Don't move out of the plan of God. Die belofte van die Here is so getrou. Wanneer God vir jou iets sê, dan sal God dit vir jou doen. God is nie 'n mens dat hy vir jou sal lieg nie. God is nie mens nie. Mens sal jou teleurstel. Vriende gaan jou teleurstel. Familie gaan jou teleurstel, maar die Here sal jou nooit teleurstel nie, omdat hy weet die groot planne wat hy aangaande jou koester. En weet jy wat, baie keer dink ons dat ons dink, okay, die is die plan wat die Here het vir ons, maar dan het die Here 'n groter plan vir jou lewe. Baie keer in die lewe, dan wil ons hê dat 'n deur vir ons moet oopgaan. Maar as jy net weet, as jy net moet besef, wat 'n groot deur eintlik die Here vir jou in gedagte het, sal jy dan rus in die Here. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans not to harm you, but plans to prosper you. Amen. Baie dankie vir daardie bemoediging, Pastor Reggie. Yes, ek het gehoop jy gaan vir ons 1 of 2 reels gaan sing, maar ja, dalk 'n volgende keer. Yes. Maar nietemin vir jou wat ingeskakel is, baie dankie dat jy die tyd uitgekop het om na ons te luister. En ek wil vir jou vra om jou oogies toe te maak daar waar jy is. En dat die Here jou sal seën. Amen. Hemelse Vader, Here, dankie vir hierdie program, Here. Dankie vir wat Pastor Reggie met ons kon deel, Vader, deur sy lewe, Vader. Net soos hy sy lewe aan ons vertel het, Vader, so het U ook U self bekend gemaak aan ons as mens, Vader, om U te kan ken in al ons weë, Vader, sodat U kan kom op een en elkeen se pad, Vader. Here, dankie, Here, vir 'n lewe, Here, van oorvloed, Here. 'n lewe van oorvloed in U, Vader. Here, U het gekom om siele te red vandag, Here, waarvan ek Wian een is, Vader, waarvan Pastor Reggie ook een is, Vader. Here, dankie vir oorwinning in U, Vader. Here, kom spreek lewe uit oor elke luisteraar, Vader. Elke gees van duisternis, elke mag van tweedrag, ons kom bind die werke van Satan en ons verklaar dit tot niet, Vader. Here, ek spreek lewe uit in die atmosfeer, Vader, oor ons kinders, Here, oor ons land, Here, en ek spreek lewe uit, Here, oor die wêreldleiers, Vader. Maar ek kom vra U bonatuurlike krag, Here, dat dit vir ons sal toerus, Vader, om U werk te kan voorsit, Vader, vir wat U kom doen het in ons lewens, Here. Ons is ewig dankbaar vir wie U is en vir wat U kom doen het. En ek vra dit in Jesus magtige naam met baie danksegging. Amen. Amen. Halleluja. Kykers, familie, vriende by die huis. Baie dankie en ek gaan ook vir Pastor Reggie vra om vir jou te groet. Ek wil aan elkeen sê wie ingeskakel is vandag, wil ek jou los met hierdie gedagte. Die plan wat die Here vir jou het is groter as wat jy dink. Josef se broers het hom in die put gegooi, maar hulle het nie besef that throwing him in the pit will elevate him to come into the house of the king. Today the Lord is saying, mense mag teen jou opkom. Vriende mag teen jou opkom, maar die grote plan wat God vir jou lewe het, will elevate you to become or to come into the palace of God. The Lord bless you. Amen. Tot die volgende keer, net hier op jou gunsteling program, The Heart of God, met my, Wian Hearn. Amen. Tot ziens. Tot ziens. He will rejoice all over you. He will rejoice all
you would